ons hom aanbid en ons verklaar, dan word dit wat ons sing, dit word, daai waarheid, word vir ons waarheid. En dit bring waarheid, en waarheid maak jou vry. Amen. En dis wat nodig is, geliefdes. Dis wat nodig is. Dis nie lekker sing nie. Eintlik is dit 'n gesprek wat ek voer wanneer ek sing. Daai intimacy. Sjoe. Praise the Lord. I mean, dis wanneer genesings plaasvind, geliefdes. Dis wanneer bevrydings plaasvind, reddings plaasvind, sonder dat enigiemand vir jou hande oplê, sonder dat enigiemand iets sê. Nee, dit is hoe die Here werk. It's all about His presence. God se teenwoordigheid. Ag, julle lyk so heilig. Jy sien, want heilig, hy sê in Petrus, wees heilig, want ek is heilig. Dus jy het 'n opdrag om heilig te wees. Wees heilig, want ek is heilig. Halleluja, prys die Here. Ek wil vanoggend met jou praat oor die hand van die bose. Die hand van die bose. Sien, kind van die Here, u en ek moet verstaan, ons is die nuwe generasie en ek weet nie van julle nie, maar vir my is hierdie ding so belangrik. Totdat die wedergebore nie verstaan, hy is die nuwe generasie, hy het die nuwe boodskap nie, dan gaan ons by die oue bly. En as ons by die oue bly, dan bly ons in gevangenskap. Dit lyk reg, maar dit is nie reg nie. Ons het 'n gedaante van godsaligheid, maar dat is nie krag nie. So ek wil julle bemoedig. Jy sien, om die nuwe generasie te word, verstaan ons mos nou al, is wanneer die Heilige Gees jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En jy verhard nie jou hart en jy sê, Here, ek neem U aan as my saligmaker. Met die Gees glo ek, in die mond bely ek, Jesus, U is die Seun van God, en ek sê, Here, vergewe my, sal U asseblief my redder wees. Dan word hy jou geregtigheid, hy word jou verlossing, hy word jou heiligmaking, hy word jou wysheid. En so kan ek aangaan. Maar nou kind van die Here, moet ek en jy ontslae raak van die koninkryks van die duisternis se lewe. Want dis al wat jy geken is, so dis vir jou reg. Kom kyk. Dit lyk reg, maar is nie reg nie. Hoe sê my geestelike pa, pastoor Matthias Marie sê, man, julle is opreg verkeerd. Jy sien, maar dit lyk reg. Sien, maar weet jy wat? Ons is so gewoond aan die koninkryk van duisternis se lewe, dat ons dis vir ons aanvaarbaar om die lewe van gevangenskap te lewe. Armoede is maar jou deel. Is seker God se wil. Ek wil ou 'n tydklap gee wat so sê. Want hoekom het hy dan in die kruis uitgesterf? Nie maar God se wil dat ek siek is. Hy kort 2 tydklappe. Want dit kan net nie so wees nie. 'n Oor-en-teer en teen die veer en teen die teer. Maar jy sien, dis hoe ons praat. En dit is vir ons aanvaarbaar. Prys die Here nie meer nie, maar ons groei in verlossingskrag. Jy sien, nou moet die kerk met hierdie boodskap uitdra. En nou kom ons en ons bedien die evangelie van die koninkryk van God, luister mooi, binne in die kerk,
Nou lyk dit vir die kerk asof ons abnormaal is. Sien maar, jy's mal man. Kan ons nie so werk nie? Want jy sien, die hand van die bose is so kragtig nog in hulle lewe binne in die kerk. En ons aanvaar dit. Dit moet maar so wees. Sien maar nou die kerk, die wedergeborenes, die nuwe generasie, het 'n evangelie van die koninkryk wat met gepaard gaan met demonstrasie. Nou, demonstrasie ver geloof. God se koninkryk, die fondasie is geloof. Alles in God se koninkryk werk met geloof. En Satan is 'n meester daarin. Ons sê, ons kom in die naam van Jesus, ek sê, Callie, wees genees. En ek is ernstig, wees genees. Wees genees. Jy sien, nou, 'n wonderwerk of 'n teken kan plaasvind en jy is onmiddellik genees. Maar genesing kan ook 'n tydperk vat. Geloof is 'n vaste vertroue dinge wat ons hoop. Vir daai R10.000. Kom aan. Jou man moet so opgewonde raak vir die profesie wat jy kry, want dan gaan hy baie geld kry. God's going to bless him. Jy sien maar, daai geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop. 'n Bewys van dinge wat ons nog nie kan sien nie. Luister mooi, en dis daar waar die hand van Satan so kragtig inkom by die kind van die Here, want die pyn en die skette en die bankrekening en dan sê jy, ag wat help dit. Dit werk nie. Kom aan, ek praat met die kerk. En sodra ons sê dit help nie, dan verstaan ons nie en ons kanselleer Hebreërs 11 vers 6 wat sê, sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Hulle wat na God toe gaan, moet glo dat hy God is. En 'n beloner is van die wat hom soek. Maar die hand van die bose is sigbaar. Maar die hand van God moet meer sigbaar wees. En hier is autoriteit in die geestesrealm terwyl ek met u praat. Jy sien, prediking is nie 'n show nie. Ek raak in my gees opstandig vir al hierdie groot uitreikings wat ons hou en mense val en ek weet mense val, nee. Maar ek wil sê hulle gaan huis toe en hulle lewe nie verander nie. Dan sê hulle dis herlewing. Maar hulle lewe het nie verander nie. Arm bly jy arm, siek bly jy siek, gebind bly jy gebind, nee. Die Here help. Sien kind van God. Maar dis waar die nuwe generasie inkom, dis waar u en ek inkom. Dis waar die krag van die woord. Die hand van Satan moet uitklee. Hy sal altyd kom met 'n bluf storie. Dink Satan het poker uitgevind. Party ouens is so 'n poker face. Jy sien niks uit hulle nie. Hulle belieg jou. Jy dink hulle het 'n volle hand, dat hulle niks. Maar hulle kyk jy so aan, dat jy maar jou kaarte ingooi. En so is dit ook in ons geestelike lewe, ons gooi boedel in. Kom ons kyk, waar is my bril? Ek het iewers net 'n bril gehad.
Ag, dankie Lionel. Baie dankie, jy is die draer van die bril. Draai net gou om, kyk vir die kamera. Dis die kameraman die hoor. Sy naam is Lionel. Kom skielik maar lekker aan dit klap. Halleluja, dankie Lionel. Ek wil vir jou sê, ons waardeer jou regtig, hoor. En ons gaan vir jou ook einde van die maand 'n lekker honeymoon week. Dat jy jou vrou so sal bederf. Al die seëninge wat die Here jou mee seën, bless haar. Ons saliger om te gees om te ontvang, né? Met die honeymoon. Dat ek net die bril afhou, dat ek vir hierdie twee voor my kan kyk. Wat is julle twee se probleem? Was jy lanklaas op honeymoon gewees? Lanklaas. As jy ouer raak, kom jy agter, jy hoef nie weg te gaan honeymoon te hou nie. Maar dan ook lekker om weg te gaan, né? Dit is net soos jy daar sê. Ja, okay, goed, maar laat ons nou nie oor die honeymoon praat, ons praat oor die hand van die bose, né? En ek wil aan u voorhou Psalm 83 vers 3 tot 5. Hoor nou wat sê hy hierso. Want hoor, ek praat oor die hand van die bose. Want kyk, u vyande maak 'n rumoer en u haters steek die hoof op. Teen u volk smee hulle listig 'n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenis. Hulle sê, kom, laat ons vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. As ons kyk vandag, en ons lees hier die teksvers, en ons sien ons hoe die vyand kom, om Israel se naam te verdelg. So gaan dit vandag met die bose oor die kerk. Satan sal alles in sy vermoë doen, en hy wek ouers op, in die kerk, onder die kerk, teen die kerk. En dit is die hartseer, om die kerk se naam in oneer te bring. Nou, u en ek weet, ons is die kerk. Nou sit iemand op Facebook, 'n pastor, 'n vroue pastor, Here help. Sy wil die leuen uitklee. Sy is nou moeg daarvan dat die mense sê, ons is nie die kerk nie. Sy sê, hierdie byeenkoms is die kerk. En dan haal sy teksverse aan. 1 Korintiërs 3:16 wat sê, julle liggaam is die tempel van God se huis. Van God se gees se huis. Dan sê sy verragtig nog, ons is nie die kerk nie. Sy gebruik skrif, ek sê, hoe lees jy vrou? En dan die amens, vrou van God, sê, hey! Jy sien dis wat in die kerk aangaan vandag. Dis die hartseer, kind van die Here. So ons sien die hand van die bose. Sodra jy ontken dat ons die kerk is, sal jy altyd sukkel om jou identiteit in Christus en Christus in jou te verstaan. Die Engels het so 'n woord hype. Hype. Hulle lieg. Is nie waarheid nie. Is dit verstandelik reg, Lionel? Daai Engels, hè? Sien my Engels verbeter. Maar nou kan van die Here die wêreld se stelsel, nee, is nie deur God gebou nie. Die wêreld se stelsel, hoor wat ek sê,
Die aarde, het God vir die mens gegee. En die mens, toe God sê, heers oor die visse, heers oor die diere, die voëls, heers, bewerk die aarde, en vermeerder. Toe kom Satan, en hy mislei vir Adam en Eva, en hulle gee die sisteem wat God gegee het vir hulle, kom hy en hy vat oor. Hoeveel keer kan jy by die werk kyk? Hoeveel kere hoor ek mense sê, pastoor, hierdie ouens by hierdie werk, hulle is so boos en goddeloos. So ek, julle is nog nie in die politiek, in die parlement gewees, jy moet daar gaan kyk. Jy sien, kind van die Here, ek en jy moet verstaan, wat die Here Jesus sê in Johannes 17, hy sê, Vader, ek bid nie dat U hulle weg uit die wêreld uit wegvat nie. Ek bid dat U hulle van die bose sal bewaar. Want soos ek nie van die wêreld is hulle nie van die wêreld nie. Want jy tot wedergeboorte gekom het, as jy die wêreld uit jy's in hom en hy's in jou, jy's in sy koninkryk. So met ander woorde, as ek en jy nie die koninkryk van God, as ons nie die woord ken, as ons nie die konstitusie ken nie, gaan ons nog al die tyd beheer word deur die hand van die bose. Hoekom bly Kersmense arm? Geestelik? Hoekom bly hulle emosioneel arm? Hoekom bly hulle finansiëel arm? Why? Dis die hand van die bose. Omdat ons waarheid verwerp. Omdat ons waarheid verwerp. Die stem van die bose sê, jy is nie goed genoeg nie, man. Jy is nie goed genoeg vir hierdie pos nie. Jy is nie goed genoeg vir daai promosie nie. Dis die hand van die bose, want dis sy natuur om jou te lieg. Dis hoekom die Here Jesus sê, vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, julle het die duiwel as julle vader. Hy is 'n mensemoordenaar. En 'n mensemoordenaar maak God se visie vir jou lewe dood. Jy moet die waarheid ken, God se plan vir jou lewe. Man, ek like hierdie woord. King Malcolm. You must tell your brother in New Zealand, Australia, hey, jy moet baie meer respek met my praat, ek is 'n koning. Daai ouens wat jou met disrespek behandel, sê, hey, wie dink jy praat jy? I am a king, I am a priest, I am an ambassador, I am a co-worker. Vir die almagtige God, dis wie ek is. Die sisteem van die wêreld, van Satan sê, jy's 'n no-no. Maar die sisteem van God sê, die woord van God se koninkryk sê, jy is 'n skape na my beeld, na my gelykenis. Ek het jou mag en al die gesag gegee, en dit wat jy vir Satan gegee het, toe hy jou mislei, jou sê, die evangelie van die koninkryk van God sê, I did restore it. Ek het dit herstel, al die mag, al die gesag, oor al die duiwels. Kom kyk. Julle kyk my so aan. Halleluja. Sien wanneer die waarheid oopgaan in jou gees, dan is dit nie net woorde nie. Hierdie woorde manifesteer en kettinge val af.
my denke word vernuwe. En ek kyk in die spieël en ek sien, wow, man, ek lyk nie meer soos ek verlede week gelyk het nie. Huh? Ek hoef nie meer polle vulle op te sit nie. Huh? Wow, the image of God had changed. Huh? George, en dan sê sy maar, wat het van jou verander? Nee, en as jy so beskei sê, nee, ek lyk nog dieselfde, maar sy kan sien dat iets verander, dat 'n sagtheid in jou gees gekom. Nee. Sy sien, wow, hierdie man van my, hy's 'n wilde esel gewees. Nee. Nou is hy 'n reisiesperd. Huh? Sê vir my, in hierdie vergadering ek lieg. Is dit waarheid? Ek weet dit is waarheid. Dis hoekom ek die woord kan spreek tot hom. I told him while he was like a donkey. Yeah, in this minute I told him God called you, man. Amen. Is dit so, George? Dis waar. Ek het dit gesien. Die systeem van die Satan, die systeem van die wêreld, van die bose sê, no man, he's a liar. Wat sal hy nou weet? But I know the power of my words. Kom kind van God, Satan sal alles in sy vermoë doen, om jou, dit wat God vir jou gedoen het, om het van jou al weg te hou. Satan het God se patroon gevat en verblind, manipuleer die mens, sodat die mens nie kan sien of openbaring kry nie. Nou, toe ek op skool was ek 'n meester gewees, Nico, ek sal jou so in die oë kyk, en jy sal sê, hierdie jong mannetjie man, kyk, hy luister daar aandagtig, nee, dan is ek besig om vis te vang. Ernstig. Jy sien, en so baie Christene maak dieselfde. En dis al hoe ek gaan weet of die woord lewend word in jou gees, dis wanneer ek die vrug van die woord in jou lewe sien. Daar's geen ander manier hoe ek na jou kan kyk nie. I need to look for fruit. Baie mense se pastoors wil saam met jou die pad stap, sê ek kom. Net na 'n rukkie. So jy sien of dit gees of emosies was. Emosies kan vir jou, is 'n vieslike ding daai. Jy het dit nodig, goeie emosies, maar slegte emosies. Bad news. Nou kom Satan en hy verblind ons. Hy hou jou in die duisternis. En dit is hoekom Paulus sê, soos in 'n spieël in te kyk met 'n onbedekte gesig. Daai onbedekte gesig beteken die leuen van Satan is verwyder. Jy sien, Callie, wat my vrou nie verstaan nie. Toe sy met my trou, toe sê sy maar, hy lyk met haar, sy terugkyk lyk ek soos 'n seentjie. Maar jy het die foto gesien, man. Sy het dit nog daai tyd nie gesien nie. Nee. Maar vandag sien sy. Jy sien, wat wil ek jou sê? Wat wil ek jou sê? Satan hou jou denke. Hy hou jou in die leuen. As jy kan verstaan wat Efesiërs 3:20 sê, en hy wat mag het om te doen, ver bokant dit wat jy kan bid of dink, deur die krag wat? In jou werk. Kom ons noem hierdie plek kerk. En ons gaan almal uit. Bly daar enige krag agter hierso? So die kerk van die krag uit.
Here help ons. Kom kind van die Here en Satan, sy hand is boos. Hy wil die gestalte van Jesus Christus, God se beeld, God se gelykenis, wil hy van jou weerhou. When you are born again, the image and the likeness of God is restored. Kom ek verduidelik vir jou toe, God Adam en Eva skape, toe Adam daar lê in die grond uitgevorm, en hy blaas roe aan hom, en hy word 'n lewende siel, nou, dis God in die mens. Maar toe Adam en Eva sondig, toe onttrek God uit die mens uit. En dis hoekom God vir Moses sê, bou vir my 'n huis, sodat ek onder die volk kan woon, want ek kan nie meer in hulle woon nie, wees die sonde. En so word die tabernakel gebou, en die tempel word gebou, en die sinagoges word gebou, en. Maar toe die Here Jesus Christus kom, en hy sterf aan die kruishout, hy betaal vir my en jou sonde, en in sy opstanding, sy nuwe lewe opstandingskrag. Maar die dag toe jy gesê, ja Here, toe kom hy en hy restore. Hey man, toe restore hy Joseph, vroeger gaan slaap. Toe restore hy, hey, luister, kyk, YouTube duisters, luister. Nou, toe herstel hy. Toe jy sê, ja, Jesus, word my geregtigheid, word my redder, word my verlosser, toe kom, herstel hy God se beeld, God se gelykenis in jou. Ag, Here, help hulle. Water is min volgende. Kerk, you need revelation of this truth. So net sal die hand van die bose jou altyd hou in daai denke wat jy jouself is, wat mense jou gevorm het. Maar God het jou nie so in daai beeld gevorm nie. Nou kom hy deur wedergeboorte en hy herstel jou beeld, jou gelykenis van hom in jou, en jy soos hy, en hy soos jy. Maar jy sien, die gees van die waarheid is nou by en in jou. Maar, waar is hy? Die gees van die waarheid is nou by en in jou. George, is with you and within you. The spirit of truth. Waar is hy in jou? In jou gees. In jou spirit. Stem jy saam, Natasha? Maar jou koppie, jou denke, moet vernuwe word. So nie sal Satan altyd sy hand van die bose in jou hou. Hy gaan jou beheer, hy gaan jou bedrieg, en die eerste van alles is, ons glo. Dit maak my ontstig my man. Goeie Afrikaans, dat ek kanseltaal behou. Die duiwel het Jesus ook probeer verblind. Kom aan, kind van die Here, wie dink jy is jy? Nou, hy gaan sy lak draai met jou. Hy vat Jesus, na Jesus uit die doopwater uitkom, en Jesus gaan woestyn toe, en hy is vir 40 dae en nagte is hy daar in die woestyn, en hier kom Satan. Jy sien, wanneer jy op jou swakste is, dis wanneer hy kom. En wat sê hy vir Jesus? Jesus, as u neerbuig en my aanbid, gee ek jou al die koninkryke van die wêreld, want dit is aan my gegee. Lees jou Bybel. Kali, moenie alles wat na jou kant toe kom, dink dis van God af nie, hoor.
Die glamour van die wêreld, die liggies en die dobbelmasjiene en die rock and roll en die ruk en plak en die tik en die... Kom aan kerk, kom aan, dis die beeld van Satan. Hy mislei jou. Hy skep vir jou 'n prent. En hy gee dit vir jou. En die loon van die sonde is die dood. Wanneer gaan ons wakker word? Wanneer gaan die kerk ontwaak? Hoe lank gaan ons nog in die dood sit terwyl daar lewe is? Sien 1 Korintiërs 2, maak jou Bybel oop asseblief, 1 Korintiërs hoofstuk 2. Huh? 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. Hier ry ek met my wit Polo Viva, wat Vivo, daai ding. Maar ek het hom, maar ek mag hom nog nie bestuur nie, want ek het nog nie 'n learners nie. Ek het nog nie 'n license nie. Maar ek het hom. Ek het hom. Ek het hom. Sien kind van die Here, geloof sê, daar's 'n tydperk. Maar om 'n motorkar te besit, moet jy eers 'n lisensie hê. Dis die regte manier. Is mos so, nee. Dis waar, ja, dis so. Sien kind van die Here, die natuurlike mens, neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want van dwaasheid. Want die hand van die bose, jy moet verstaan, jy het onder die hand van die bose het jy groot geword, al die jare. Was jy onder sy hand gewees, maar nou kom die koninkryk van God, nou kom die koninkryk van lig, hy verlig jou denke. En nou word dit wat vir jou dwaasheid was, word vir jou lewe, en die ander ou wat gedink het, dis, hy bly in dwaasheid. Want hy verwerp waarheid. Partykeer is dit moeilik om in die gawes van die Gees te wandel, want jy sien goeders wat die Here jou wys. En dit is altyd om te bou, te stig en te bemoedig. Maar weet jy, Kali, toe ek kind in die huis was, my oulede ma kon die lekkerste kos kook, groente, man, ek kan vir jou sê, sy kon kook soos die boerste gestoeltes. Nou, my ma kon regtig, jy kan maar my vrou vra. My ma kon kook die lekkerste, maar ek het nie groente gelyk nie. Ek het nie groente gelyk nie. Pampoen, my pa het altyd, jy rol, sit by rol jy so die pampoen in jou mond, ek weet nie wat hy gepraat, maar ek kon nie goed as jy sluk nie, man. Maar groente is vir jou goed. En agterna toe ek tot bekering kom, groente gewys, eet gewys, ek, wow. Het is beter om my te nooi vir 'n bord boerekos as om 'n braaivleis te moet hou. Steak and chips, ja, dis ook alright.
Ek het al geleer, ek kyk geen gegewe perd in die bek nie. Altyd daar van dankbaarheid. Die pasta is mos nou nie kos nie. Hoe die profeet Etraud een keer gesê, hy sê, die Here het die kos gemaak en die duiwel het die kok gemaak. Daar ons kan goeie kos opvoete. OK, die duiwel het Jesus ook probeer verblind. Jy kan dit lees in Lukas 4, jy kan lees in Matteus 4, hoe hy hom probeer verblind het, hoe hy hom onder die mag, onder sy hand in te kry. Dis nie elke man wat jou sê, "Hi, Natasha, jy is beautiful," wat van die Here af is nie. Halleluja. Kind van God, Satan sal dit vir jou sprint skilder, want hy behou jou in die sielsrealm, in die bose en met die bose. Satan is agter die stelsel wat die wêreldekonomie beheer. Mensgemaakte godsdienste, politiek, ouers as waaragtig mooi wedergebore kinders van God wat in die politiek is, hoor. Moenie dink ek gooi almal onder die sjaal, nee, as waaragtig manne en vroue, wat die Here liefhet. En wat mense liefhet, to serve the people, not for the paycheck. Maar dis Satan se manier is sy stelsel, want dit behoort aan hom. Jy moenie dink Suid-Afrika is 87% Christene nie. Dis mos die nuutste ding wat op die rondgaan. Suid-Afrika sê iemand het vir jou gelieg. We are born again. Waar is die manifestasie van die woord? Waar is die koninkryk van God? Maar wanneer ons die koninkryk van God, geliefde, wanneer ons van God het, dan kan ons heers oor die koninkryk van die duisternis. Totdat jy nie uit die tronk van leuns uitgekom het nie, sal die bose jou altyd beheer. Het jy al gesien, kom ons wees 'n bietjie prakties. Het jy al gesien, 'n ou persoon wat sê ek kan nie sonder dit klaarkom nie. Ekskuus? As jy dit is vir stres. Die ander een sê ek wil nie vet word nie. So rook ek. Is deel van hom. Het God hom so geskape, die mens met die kansten in die hand? Jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou sê? Dis die hand van die bose, wat die mens vasgevang het met die leuen van die bose, en nou kan jy nie vrykom nie, want daar's nie openbaring. Dat is nie openbaring, en openbaring kan net kom deur die woord van God en God se gees. Dat is geen ander manier nie. Maar solank ek waarheid in God se woord verwerp en dit is hy tel maar min. God se woord behoort jou alfa en jou omega te wees, man. As jy 'n situasie het in jou lewe en dit kom, jy kan maak net wat jy wil. Jy kan wees wie jy wil, situasies kom. Olie en water meng nie. Vra vir Rita of welkom vra hulle kar, dit meng nie. Iets het geblaas.
Dan sê hulle is die gasket. Kom kind van God. Satan belieg jou. Hy besteel jou. Nee. Hy vorm jou denke. Nee. En wanneer jy geval het, dan wys hy 'n vinger na God, as dit hoe jou God lyk. En dan glo jy hom. En dan raak jy kwaad vir die pastoor, jy raak kwaad vir die kerk, jy raak kwaad. En jy beskuldig en jy vat aanstoot. Jou boude is 10 bar gepomp en jou kuite 15 bar. En jou kakebene, jy moet onder narkose, moet hulle dit losmaak, want dit is so vasgeklem, jy kan nie praat nie, maar ek het nie aanstoot geneem nie. Hey, jy's nie vry nie, man. Lieg. Dis die bose, jy lieg soos 'n tandetrekker. Kom kind van die Here, ek wil vir jou vandag sê, dis hoe die bose werk. Het jy al agtergekom? Hoe kan aanstoot jou erop? Skies? So maklik. En aanstoot erop jou. En as jy jou kuite styf gepomp en sê, ek wil niks met hulle te doen nie, dis reg. Ek wil niks met hulle te doen nie, jy wil niks met hulle te doen nie. Jou arm. Kom kind van God, dis die sisteem van die bose. En dan wil ons onsself regverdig. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, soos in die hemele. Is daar aanstoot in die hemele? Is daar onvergewensgesindheid in die hemele? I am born again. I'm spirit-filled. Kopie. Jy sien kind van die Here, ons lag daaroor, maar hoor volgende, die woord van die troon van God af, ouens. Offense besteel jou. Jy drink die gif, dan dink jy die ander ene gaan dood. Dit roep jou. Dink julle pastoor, het dit nie al ervaar nie? Hier by uitgeloosel, man. Maar nou sê ek, iets het ontwaak. Jy sien, Egipte, Israel, Farao, en ek sluit af. Hoekom wou Farao Israel nie laat trek nie? Hoekom wil Satan jou nie loslaat uit sy koninkryk uit nie? Gaan lees maar 'n bietjie Exodus. Toe die plaag kom, jy sien, toe die emosies kom, toe sê nie, dis reg, gaan net so 3 dae, nou moet nou nie al julle goeie saamvat, jy gaan net so 3 dae nie, dan gaan aanbid julle, dis hoe Satan werk. Gaan net vir so 'n tydjie. Ek gaan net nou nie meer so elke dag 20 sigarette rook, ek gaan net 3 rook. Gaan nou nie meer bottel whisky drink in 'n week drink of 'n naweek drink nie. Ek gaan hom nou net so 2 weke kans gee. Ek gaan nou nie so baie Cadbury's eet nie. Chocolates. Ek gaan nou net een elke 2 weke eet. Dit klink reg. Dankie. Jy like chocolates, né? Maar ek ook. Ons begin. Dis 'n sonde begin. Okay, goed, kom ons gaan aan. Ek beweeg op 'n
Jy sien, kind van die Here, Satan sal altyd Farao triek op jou speel. Gaan kerk toe. Gaan kerk toe, hy gaan kerk toe. Moet nie geleer word nie, hoor. Net by die seminare inskakel nie. Gaan, dis reg, gaan sit, nie man jou geweet nie, jy moet kerk toe gaan. Jy moet kerk toe gaan. En nou plaat die goed, dan gaan jy kerk toe. Party ons geweet plale nie, maar party ons ons plale. Maar iets anders plale weer, jy sien, maar in elk geval. Maar dis hoe Satan werken van God. Want solank hy jou in die leuen in sy sisteem kan vashou, hy is 'n leienaar en hy is 'n mensemoordenaar. Hoe lank hy jou kan vashou, gaan kerk toe, maar moet tog net nie gedoop word met die Heilige Gees nie. Moet tog net nie gedoop word in water nie, met die bekeringsdoop nie. Moet tog net nie ontdek jou bediening nie. Gaan kerk toe, maar wees net 'n goeie lidmaat. Jy moet af en toe dan ook maar ietsie gee vir die kerk, Dis hoe hy werk, kind van God. Ons kan lag daaroor, ons kan mok daaroor, maar dis waarheid. Jy sien, kind van die Here, Farao sê dis reg, trek net so, maar nie te ver gaan nie. God sê, Moses, jy trek heeltemal uit Egipte uit. Nou Egipte staan vir die wêreld, hoor. Dis Egipte staan vir die wêreld. Kom uit hierdie wêreld uit. Dis hoekom Jesus sê, Vader, bewaar hulle van die bose. Hulle is nie meer van hierdie wêreld nie. Soos ek nie van die wêreld, soos hulle ook nie. Solank Satan jou hou vas in areas in jou lewe het, sal hy jou beheer. He will control you. Hy sal jou beheer. Dis hoekom hy hou jou in onkunde. Jy het 'n gedaante, geen krag nie. Na wedergeboorte dink baie dat alles nou outomaties oorvloedig gaan wees. Na wedergeboorte, dis die begin, dis 'n opstanding in 'n nuwe lewe. Daai nuwe lewe kry jy deur God se woord, deur God se Gees geopenbaar. Sien, kind van die Here, jy moet nou die koninkryk van God in jou werk, deur die woord van God te spreek en te verklaar. Dan kom jy agter Deuteronomium 28 as jou deel. Jy is nou die kop, jy is nie meer die stert nie. Here, help ons. Jy loop in 'n hospitaal asof daai hospitaal in jou besit. Of jy hom besit. Kom aan. Jy by skool en jy lyk so, hey, behoort die skool aan jou? Ja. You are a king, man. You are a king, you are a priest. Kom onder die mag, onder die hand van Satan uit. En as net een manier om uit te kom, you must be born again. And then you must grow from baby to adult. Deur die woord van God, nie die leuns van Satan nie. Dis al hoe jy loskom. Amen, maak dit sin, kerk. Ek het daar gepreek. So wie's jy? Ja, koning Philippus. Jy lê nie weer onder die bed nie, hoor. Jy lê op die bed. Jy lê op die bed. Op die matras. Sodat jou vrou nie nodig het om so laag te buig en te sê, hey, jou lafaard, kom uit nie. Jy sien, Natasha, you are the king. You are the king.
As hulle vir jou sê, hey, ons is siek, dan sê jy, hoekom het jy nie aankom vir my gebel het of jy kan kom bid nie? Ek hoef nie na jou toe te kom, ek kan vir jou bid, genesing spreek. Maar dit is vir jou om daai gedagtes van die bose uit te kry en die gedagtes van God in te kry en sy woord sê, deur sy wonde is ons genees. Kind van die Here, jy moet ophou om ander ouens se gevoelens te probeer spaar. Nee, jy wil nie vieslik wees nie. Jy's juist vieslik omdat weet jy hoe lyk dit as 'n ou se nou 2 weke nog so 'n snot neus het. Nou, die oë is rooi, is geswel en die neus is bloedrooi. Omdat die kerk nie hulle werk doen nie. Hallo. Authority is given and restored unto the church. Amen. Neselo. Jy is miskien priest. Hierdie ek kan net hier sit en eet daar in die mall. Daar kom 'n welbekende sustertjie verby. En sy sê vir Letty, dat hy jou dan versag bederf. Letty kyk hoe hy sê, sy sê vir haar, hy bederf my altyd. Dis my tweede naam. Nie 'n derde naam, nie 'n vierde naam. Kom kind van God, kom onder die leuen van Satan uit. Nico, ek wil jy met nou kyk en jy moet my in die oë kyk. Jy moet van die troon van God af hoor wat ek jou vandag sê. Jou lewe is nie verby nie. Amen. It's not time to retire. Yes. It's time to refire. Yes. Gee God 'n lekker hande klap. Amen. So prys die Here. Kom onder die hand van Satan, kom uit. En ek wil vir Wimpie, en George sê, Wimpie, hierdie is 'n baie meer vollediger woord, as wat jy verlede Sondag op Kruiskyk geluister het. Wimpie van George, God bless you, love you.